Hallo my liewe boetie en sussie in Christus, opgewonde oor Jesus is koning, hy is die Here en daar's niemand soos hy nie. Halleluja. My naam Dani Gerber en vandag gaan ons weer 'n bietjie aangaan oor gister waar ons gepraat het oor God is met jou in jou storm. En vandag wil ek dit noem sommer deel 2, want as ons gekyk het in 1 Konings 18, 19 en 17 hoe die Here met Elia was en toe ook so met koning Agab was, nee, want koning Agab het toe gesien dit wat die Here gedoen het, toe hy sy lewe omgeswaai. En as ons nou gaan kyk na 1 Konings 20, dan kan ons sien hoe die Here saam met koning Agab was en wat hy gedeurgegaan het. En goed, nou daar was 'n ander koning van die koning was van Aram gewees en sy naam was Ben-Hadad. So en hy was 'n baie slegte koning gewees. En hy stuur toe vir koning Agab 'n boodskap om te sê, ek soek al jou mooi vrouens, al jou kinders en ek soek al jou mooi goeders en van nou af gaan dit alles myne wees. En hierdie koning het eers gesê, nee, is reg, hy kan maar die mooi vrouens en die kinders vat, maar toe hy nou al die ander goed ook soek, toe sê hy, nee, hy gaan nou te ver, nou gaan ek my voet neersit. En hulle sê hierso in die God se woord hier in 1 Konings 20, dat koning Ben-Hadad het nog 32 ander konings gehad met hulle leermagte strydwaans. So dit was regtig 'n baie groot kampanje gewees hierdie om 'n oorlog te voer. En koning Agab het toe nou net besluit, nee, jy gaan nie alles vat wat ek het nie. Dis klaar erg, jy gaan my vrouens vat en my kinders, jy gaan nie nog al die ander goed ook vat nie. En die Here was so saam met koning Agab gewees. Nou jy moet in jou eie tyd gaan lees die hele hoofstuk 20. Ek gaan so hier en daar vir ons ietsie aanhaal. So, en toe, nou gaan hulle oorlog voer en die Here stuur 'n profeet na koning Agab toe. En dit is daar in verse 13. Opeens kom daar 'n profeet na Agab, die koning van Israel, en sê, so spreek die Here, het jy hierdie hele groot menigte gesien? Kyk, ek gee hulle vandag in jou hand, dat jy kan weet dat ek die Here is. En Agab sê, deur wie? En hy antwoord, so spreek die Here, deur die jong manne van die owerstes van die provinsies. En hy sê, wie moet die geveg begin? En hy antwoord, u. So die Here het hier vir koning Agab 'n bevel gegee wat hy moet doen en hoe hy daai oorlog gaan wen, want die Here gaan die oorlog wen vir jou. Jy gaan dit nie self doen nie. En dan as ons so aangaan hierso na verse 28 toe, hy sê, toe kom die man van God nader en sê aan die koning van Israel, so spreek die Here, omdat die Arameërs gesê het, die Here is 'n God van die berge en hy is nie 'n God van die laagtes nie, daarom sal ek hierdie hele menigte in jou hand gee, dat jy kan weet dat ek die Here is. So 'n tweede keer wat die Here gaan en hy gee hierdie hele Arameërs in die hande van koning Agab, sodat hy hulle kan uitroei vir eens en vir altyd. Maar, daar's toe nou iets wat gebeur. Onthou wat ek gesê het, die Here, as jy in die Here se weë wandel, dan is die Here met jou en hy maak jou paaie gelyk. Maar die oomblik, as ons nie hierdie goed gebruik nie en ons luister nie wat die Here sê nie, dan kom die probleme in. So wat toe gebeur is, die oorlog is toe aan die gang en hierdie koning Ben-Hadad is toe nou nie doodgemaak nie, hy het weggekom en sy mense sê vir hom, trek vir jou rouklere aan, want die konings van Israel, hulle is barmhartig en hulle is sagmoedig en hulle sal genadig wees en goed. En dis presies wat koning Agab gedoen het. Hy was sagmoedig gewees en hy het die lewe gespaar van koning Ben-Hadad. En hoor wat sê hy verder vir ons hierso in die woord, hier verse 35. Hy sê, en daarna het 'n sekere man uit die profete seun deur die woord van die Here aan sy maat gesê, slaan my tog, maar die man het geweier om hom te slaan. En omdat hy geweier het om hierdie profete seun te slaan, het hy gesê, wel 'n leeu gaan jou opvreet langs die pad. En hy het uit die vertrek uit en 'n leeu het hom opgevreet. So, ou moet maar geluister as 'n profeet ook praat, nee. En vers 37, hy sê, daarna het hy 'n ander man gekry en gesê, slaan my tog. En die man het hom so geslaan dat hy hom gewond het. En toe vertrek die profeet en gaan na die koning op die pad voorstaan. Daarby maak hy homself onbekend met die verband oor sy oë. En terwyl die koning verbygaan, roep hy na die koning en sê, u dienaar het uitgetrek en in die geveg
en daar kom iemand eenkant toe en bring 'n man na my en sê, bewaak hierdie man, as hy ooit gemis word, sal jou lewe in die plek van sy lewe wees, of jy sal 'n talent silwer moet betaal. En dit gebeur toe dat hierdie ou dit toe nou verloor het, en die koning sê vir hom, so is jou vonnis, jy het dit self bepaal. En nou moet jy luister, daarom neem hy gou die verband van sy oë af, weg, en die koning van Israel herken hom, dat hy een van die profete was. En hy sê vir hom, so spreek die Here, omdat jy die man wat deur my bandvloek getref was, uit die hele hand laat gaan het, daarom sal jou siel in die plek van sy siel en jou volk in die plek van sy volk wees. En die koning van Israel het na sy huis getrek, verbitter en toornig, en hy het in Samaria aangekom. Omdat hy ongehoorsaam was, hy moes nie barmhartigheid toegepas het op daai koning nie, en hy het. So kom ek en jy vra vir die Here om ons te help, laat ons gehoorsaam sal wees. As die Here sê, doen dit so, dan doen ons dit so. Ons gaan verander dit nie, omdat ons gedink het, dit sal beter wees nie. God weet beter. Amen. Halleluja. Abba Vader, Here, baie dankie vir die woord, Here, dankie vir die waarskuwing. Ja, Here, laat ons gehoorsaam sal wees. Here, want soos U nou met koning Agab was, Here, is U ook so met ons. Maar as ons ongehoorsaam is, gaan U doen aan ons wat U aan koning Agab gedoen het. Ons bid en vra, Here, dat U ons sal lei en vergewe ons, is ons gebed in Jesus naam. Amen en amen. My liewe broeder en sussie in Christus, gaan uit vandag, gaan verkondig God se woord, tydig en ontydig. 'n Geseënde dag vir julle. God bless.